Hallo my liewe mens. Ja, Ben en Francis bietjie in die tuin. Vir die enigste rede is omdat dit verskriklik koud in die huis is. Die son skyn so lekker en ek hoop die ligbeligting gaan reg wees en ek hoop ek praat hard genoeg. 'n baie belangrike gedeelte in die woord van die Here wat ons almal uit ons kop uit ken. Openbaring 3 vers 15 wat sê ek weet alles wat julle doen. God praat. Hy sê ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. My liewe mens, hoekom dink mense dat die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God, is 'n fiksieboek, is 'n boek wat 'n mens lees soos 'n storieboek? Hoekom dink Christene, kerkgangers, dat hierdie is net nog 'n boek en nie 'n geskrewe woord van 'n lewende God nie? Die Bybel is in 1000 tale vertaal. Hierdie een is vir ons Afrikaners vertaal, die Engelse een vir die Engels. So jy kan nie sê, as jy Afrikaans is en jy 'n Afrikaans sprekende persoon is en 'n Afrikaanse Bybel het, verstaan jy dit nie. Duidelik sê hy, kom ons sê lou. Want ek en jy besef nie wie God is nie. Daarom is ons lou. Ons besef nie die impak wat ons maak as ons nie die woord van God, die Bybel, letterlik persoonlik opneem en sê, Here, laat ek besef, hierdie is nie net 'n boek nie. As die woord van God sê, as jy maar warm was of koud was, maar nou omdat jy lou is, dan maak jy onmiddellike teerekening en jy sê, ek, Ben Loubser, lees ek elke dag die Bybel? Hoe lees ek hom? Een versie voor ek gaan slaap? Of lees ek hom met insig en ek het eendag gesê, hou op om die Bybel te lees, begin hom inasem. Hoe ernstig is ek regtig oor die Bybel, die woord van God? Of lê hy in 'n boekrak of in 'n boks in my garage en ek vat nie aan hom nie? Dan is ek koud. Andersins is ek warm. Maar nou vat ek hom en ek lees Eenie, meenie, mine, mou. Daarna het ek Johannes in die hemel 'n deur sien oopgaan. OK, dis ver genoeg. Maar Johannes het 'n deur sien oopmaak. Ek is lou. Dan sê God baie duidelik, ek gaan jou uit my mond uitspoeg. O nee, dis nie op my van toepassing, want ek is 'n goeie kerksmens. O nee, dis nie op my van toepassing nie, want jy sien, ek is 'n predikant. Nee, dis nie op my van toepassing nie, hy gaan my nie uitspoeg nie, want ek gee kos vir die armes. Ek gee geld vir die karwag. Nee, 1000 maal, 10.000 maal nee. Jy moet 'n verhouding hê met die lewende God. Jy moet op 'n punt kom wat jy warm is vir Jesus Christus. Jou verhouding met Jesus Christus 'n lewende verhouding moet wees. Maar ons is nie. En dan dink ons, maar ek is okay. En dan sê die woord, die geskrewe woord sê, en as jou naam nie in die boek van die lewe is nie, gaan ek jou nie ken nie. So, maar ek het in die naam duiwels uitgedryf. Ek het in die naam kos gegee. Ek het in die koor gesing. Ek het op die kansel gestaan.
ek het niks. Jy het nie 'n verhouding met God nie, jy's lou. Die woord van God sê, Jesus Christus sê, ek gaan jou uit my mond uitspoeg. En dit is op jou van toepassing. En dit is op my van toepassing. Wanneer gaan ons dit begin leef in Jesus naam? Here, maak ons wakker uit die slaap van dood. Maak ons wakker uit hierdie persepsie van ek is op pad hemel toe. Here, as ek lou is, gaan U my uitspoeg. As hy of sy wat ingeskakel is, lou is, gaan God hulle uitspoeg. Laat ons ophou om lou te wees. In die oggend is ons in die moed, in die middag is in die moed. Ons is so heilig, en as iemand iets sê waarvan ons nie hou nie, dan vloek en skree ons is lou. In Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mense, my telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Die Here seën, behoed en bewaar jou. Baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Dankie vir elke gebed. Ek en Fransis het dit bitter baie nodig. Die aanslag van die duiwel is sonder grense. En baie dankie vir almal wat finansiële bydra. Dit gaan reguit net so vir die uitsending van hierdie program. Die Here seën u. Baie liefde, Ben en Fransis Loubser, Eastville Gemeente Springs. Jesus is lig. Pastoor Roan Marie, die presiderende pastoor. Die Here seën u, Eastville en Springs. Amen.